Jesus, dankie julle, waardeer. So, julle kan die sitplek inneem. Is julle nou reg? Ons gaan nou begin om te preek. Voor ek begin om te preek, het ek eers ook ietsie vir Lis. Die 6-jarige ouetjie, hy gaan na sy pa toe en hy sê, papi, ek wil met ouma trou. Hy sê, sy pa sê, ja nee, jy kom ons nie met ouma trou nie. Hoekom wil jy nou met ouma trou? Hy sê nee pa, ouma is baie goed vir my. Ouma gee my lekker goedjies. Ouma koop vir my klere en ouma is wonderlik. Ek wil met ouma trou. Hy sê, maar jy kan nie met ouma trou nie, want ouma is jou ouma. Hy kyk sy pa so, hy sê, pa, maar pa dan moet my ma getrou. Dankie. Kom ons gaan nou praat oor bloed. In die Bybel, dwars deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, is daar 'n skarlakenrooi lyn van bloed. Dis nie 'n een ding nie, en dit het alles groter en groter geword. Vandag, wanneer ons oor bloed praat, vandag, daar's 'n liedjie wat hulle sing, soos bloed, wanneer dan praat hulle van liefde. Julle ken die liedjie. Wie sing hy liedjie? Teens Jordaan, wat sing hy? Soos bloed is jy vir my, binne in my. So hy sing eintlik reg, né? Soos bloed, want Jesus se bloed is binne in ons en ons is lief vir hom en hy is lief vir ons, so dis Teens Jordaan wat dit sing, soos bloed. En in vandag se tyd, ek was mos baie te doen met kriminologie en moord en doodslag en goed. Het julle geweet dat bloed is een van die mees belangrikste of 'n belangrikste ding wat hulle kan vasstel? Wie se bloed is dit? Ten eerste. Ten tweede, wat se bloed is dit? As jy iemand skiet, dan noem hulle dit spoedbloed. Hulle kry deskundige mense om na 'n toneel toe te gaan, en as hulle in die toneel kom, dan kan hulle alles sien daar, en hulle het al mense skuldig bevind, as gevolg van die feit, dat dit nie ooreengestem met mekaar nie. So daar is ook, julle weet, mens kan bloed ruik. Julle weet, mens kan bloed ruik, nie? Ons is westerse mense, baie van die mense van, in die tyd, as ek iemand uit hulle kom klaar, en sê, nee, die man het my aangerand, sê, nou wat gaan aan? Nee, hy moet betaal vir my bloed, want hy is die oorsaak van my bloed. Julle weet waarvan ek praat. Jy weet daar nie? Hulle sê, nee, maar die man het my aangerand, hy het my bloed laat vloei, hy moet betaal vir dit. Dit is in vandag se tyd. Dit is hoe ons sien oor bloed. By bloedoortappings, hulle sê, as jy bloedoortapping doen, dan spaar jy 3 of 5 of 7 mense se lewens. Het jy geweet, as jy loop, en iemand druk 'n geweer teen jou kop, en sê, staan doodstil, dan gebeur daar iets in jou bloed? Het jy geweet dat jou brein is so geprogrammeer, dat wanneer dit gebeur, dan stuur jou brein seine na jou byniere toe, wat jou bloed dikker maak? Weet julle hoekom? Soos mense gemaak. As jou bloed dikker is, en jy begin bloei, dan bloei jy nie vinnig uit nie. Dit is hoe God ons gemaak het. Weet julle, het julle dit geweet? Het julle iets geleer hierso, by die kriminoloog vandag? Dit is hoe dit werk. Daar's 'n lyn vanaf. Daar's nog baie ander dinge. Die Bybel is nie 'n los versameling van verhale nie, maar dit is 'n deurlopende verlossingsverhaal. En die rooi lyn wat alles verbind is bloed. Hoor wat ek sê. Verlede Sondag het pastoor Jaco gepraat oor die beker. Vandag praat ek oor die bloed. In Hebreërs 9 vers 22 staan daar geskrywe, en byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. So ek begin by Genesis. Ek gaan nie al die versies oor bloed lees nie, net 'n paar. Die eerste ding wat met bloed gebeur het, bloed was 'n bedekking as gevolg van bloed. Julle weet, in Genesis staan daar, en ek gee vir julle die bome vir die diere en die plante vir die mense. Dit staan in Genesis. Daar staan nie in Genesis in die begin dat ons skape en bokke en beeste moet eet nie. Dit is so, julle kan dit gaan lees. Daar staan die bome se blare vir die diere, die plante vir die mense. Maar toe, wat het gebeur? Genesis 3 vers 21. Na die sondeval staan daar, en die Here God het vir Adam en sy vrou rokke van vel gemaak
en hulle aangetrek. So die eerste bloed wat gevloei is die Here God wat 'n dier geslag het, om vir Adam en Eva rokke en vel aan te trek. Dit is bloed wat gestort is om my en jou te bedek, want voor die sondeval het mense mos nakend geloop. Die waarheid, iets moet sterf, sodat sonde bedek kan word. Bloed is God se antwoord op menslike skuld, reeds in Genesis, en so word dit progressief word dit verander. Abel se offer, in Genesis 4 vers 4 lees ons, en die Here het Abel en sy offer aangeneem. Wat het Abel geoffer? Abel was 'n beesboer of 'n dierboer, en hy het geoffer dier aan die Here, en die Here het dit aanvaar. Kain het groente gebring. Ek wil nie daai goed bymekaar kom nie, ek dink is baie meer met sy hart te doen van dinge. En die Here het sy offer nie aanvaar nie, en toe het hy baie kwaad geword. En die eerste moord is as gevolg van jaloesie, want Kain het jaloers geword om God Abel se offer aanvaar, en hy het sy broer doodgemaak. En die Here het hom gesê, wat se ongelukheid gaan in jou hart in, jy moet dit oorwin, maar hy het hom eenkant geroep, en hy het hom doodgemaak. Genesis 4 vers 10 lees ons, en die stem van jou broer se bloed, roep na my toe van die grond af. Ek het baie respek vir God. Die stem van jou broer se bloed, roep van die grond af. Vandag glo ek met respek dat God se ore tyd van die stem van bloed wat na hom roep. Julle weet hoeveel onskuldige mense word daagliks vermoor, en al daai bloed roep na God toe nog steeds soos in daai tyd. So die stem van jou broer roep na God toe. Hy roep vir vergelding. Bloed het 'n stem in die geestelike riem. Onskuldige bloed roep na God toe. En God gaan antwoord eendag op daardie bloed. Mense wat mense onskuldig doodgemaak het op hierdie tyd. Ek gaan nie verder oor dit praat nie, maar julle weet wat ek praat. Elke persoon wat onskuldig doodgemaak word, sy bloed het 'n stem en roep na God toe. Bloedverbond, Exodus, in die Pasga, by die Pasga, julle weet ook wat daar gebeur het. Exodus 12 vers 13 sê, en wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die Here sê vir die Israeliete, julle moet 'n skaap slag, 'n 2 jaar oud lam, julle moet die bloed smeer aan die lintels en aan die kant, en wanneer die doodsengel kom, en hy sien die bloed, sal hy verbygaan. En daar sal nie 'n ander plaag onder julle wees nie. Die beginsels hierso is, die krag was nie in Israel se gehoorsaamheid nie, maar in die bloed van die deurposte. In die nag het die engel van dood gekom, en die eersgeboorte, selfs die diere, almal is dood. Maar die beskerming van die bloed van by die Pasga het gemaak dat die Israeliete, dit was die laaste, die 10de plaag. En Moses het gesê, laat my volk trek, en die Farao sê, let him go, toe hy al hierdie goeie sien. Die krag was in die bloed van die deurposte. Verbondsbloed, Exodus 24 vers 8. Kyk, dit is die bloed van die verbond, wat die Here met julle gesluit het. By die nagmaaltafel gebruik ons die woorde waar Jesus gesê het, dat kyk, my bloed is vir julle gestort, en Exodus 24 vers 8 bevestig dit. Kyk, dit is die bloed van die verbond, wat die Here met julle gesluit het. Geen verbond sonder bloed nie, bloed seël God se ooreenkomste. God se ooreenkomste met u en my word verseël met bloed. Ek wil ietsie byvoeg. Julle weet dat die duiwel aanbidders maak eintlik 'n bespotting met dit, nee, hulle slag diere en ook mense en drink die bloed en hulle spot met dit. Die profetiese waarheid is dat die profete sien vooruit na die volmaakte bloedoffer, die volheid van die bloed van Jesus Christus. En Getsemane,
In Lukas 22 vers 44 lees ons, en sy swees het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe Jesus in Getsemane gebid het, so ernstig gebid het sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval. By die kruis van Golgotha in Johannes 19 vers 34 lees ons, maar een van die soldate het sy sy met 'n spies deursteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Bloed vir versoening. God se bloed het ons voorsien, ons het dit gesing, ons glo dit. En water is vir reiniging. Ek wil praat oor die teologiese sleutel. Hebreërs 9 vers 12 sê, hy het eenmaal ingegaan met sy eie bloed en 'n ewige verlossing verkry. Jesus het met sy eie bloed, sy kosbare bloed, gegaan en hy het vir ewig verlossing vir my en vir jou verkry. Die dag toe Jesus sy asem uitgeblaas het en hy sê, Tetelestai, het hy klaar betaal, kind van die Here. Hy het vir my en vir jou betaal en die gordyn het oopgeskeur en het het ons vandag toegang gegee. Ons lewe in 'n tyd waar ons toegang het tot die allerheiligste. Hebreërs 10 vers 19 sê, omdat ons dan broeders vrymoedigheid het om in te gaan na die heiligdom deur die bloed van Jesus. Die vrymoedigheid vir ons om in te gaan en die koning in die heiligdom is die bloed van Jesus. Die verskil is, dierebloed is tydelik. In Johannes vir Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Voor dit het mense aanhoudend offers gedoen, diere geslag, elke nou en dan. Eenmal 'n jaar was daar 'n groot ding, en as jy sonde gepleeg het, dan moet jy 'n dier slag. Ons doen dit nie meer nie, hoekom? Want die lam van God, Jesus, het gekom, en Johannes het gesê, wat die sonde van die wêreld wegneem. So jou sonde, kind van die Here, is klaar weggeneem, maar dit beteken nie dat jy moet sondig nie, dit beteken dat jy moet heilig lewe, dis wat die Here vir ons sê. Die verskil is, dat dierebloed is tydelik, en Jesus se bloed is ewig en volkome. Die toepassing van die bloed vandag, ek is amper klaar. Wat doen die bloed van Jesus? Die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sondig. Die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dis die bloed van Jesus wat ons reinig. En die bloed verander nooit nie. Die krag van bloed van die Here is tot in alle ewigheid. Sy bloed wat hy vir ons gestort het, as ons dit kan verstaan, dink ek ons sal anders te lewe. En ons sal meer vry wees om te sê, want Jesus se bloed het vir my gestort. En daarom is ek, dis hoekom nagmaal. Dit is waaroor nagmaal gaan. Ons het mos gehoor oor die beker, maar die bloed. Geliefdes, ons leef nie deur prestasie nie. Ons leef deur die bloed van Jesus. Wanneer die vyand jou aankla, die bloed van Jesus spreek van beter dinge. Dit staan in die Bybel. Die bloed van Jesus spreek van beter dinge. Die bloed van Jesus reinig ons. Dis die bloed van Jesus wat die verskil maak van ons en ander mense wat die Here nie ken nie. As ons die bloed van Jesus mooi verstaan en ons lewe daaroor eenkomstig lewe, wanneer ons die bloed van Jesus aan verstaan en aan ervaar, sal ons lewens verander. Dan gaan ons die dinge van die sonde los in die naam van Jesus, net soos die eerste gedeelte wat ek gepraat het. Die bloed is baie belangrik in ons lewens. Die bloed verander lewens, die bloed van Jesus verander. As ons in die geestelike realm kan verstaan, dan change dit ons mindset, dan verander ons. Ons is bevoorregte mense, né? Jesus het klaar betaal vir ons sondes. Dis nie nodig vir my dat ek moet geslag. Ek het eendag met 'n man gepraat, ook 'n duiwelaanbidder wat besig was met die goed. En hy het sy hart vir die Here gegee en dit was lank terug. En hy sê vir my, weet jy wat, né? Ek voel ek met myself pynig. En hy het 'n tou gevat en aan sy liggame gesit, aan sy dele van sy liggaam, om dit te styf te trek, net om pyn te kry. Want hy sê ek moet pyn kry. Want ek sê vir hom, Johan, pyn. God het klaar die pyn gehad deur sy kind Jesus. Is nie nodig dat jy dit moet doen nie. Hy sê regtig, ek verduidelik hom
En hy het dit verstaan en toe het wat hy net vry uitgegaan. Jesus se bloed is vir my gestort. Dis glad nie nodig dat ek myself. Hoekom daai mense van die ander gelowe, hoekom sny hulle, hoekom sit hulle goed in en loop en dit, hoekom doen hulle dit? Hulle verstaan nie. Ons verstaan dit, kan ons sê amen, wat 'n wonderlike voorreg. Ons is kinders van die Here, die bloed van Jesus reinig ons, hy het ons slaag gereinig. Kind van die Here, ek wil hê elkeen van julle moet verstaan, julle slaag gereinig deur die bloed van Jesus. Wat doen jy dan as jy sondig? 1 Johannes 1 vers 9 sê, God is getrou. As jy sondig moet jy jou sonde vergewe en omdraai na God toe. En sê, Here, vergewe vir my. Apply the blood of Jesus, wat nooit sy krag sal verloor nie. Jesus se bloed is gestort vir my en vir jou, vir ons, sodat ons vry kan lewe. A better word, die bloed van Jesus. Ek het klaar gepreek, dat ek net, as daar nog iets is wat ek oor die bloed wil praat, ja, ek dink ek is klaar, kom ek gaan net gou die laaste gedeelte lees, dan is ons klaar. Julle sien, ek het by my woord gehou. Here, ons dankie vir die bloed van die lam. Laat ons dit nooit teologies verstaan nie, maar dat ons dit geestelik toepas. Leer ons om te leef, te bid en te oorwin, want ons het reeds oorwin. Die bloed van Jesus maak dit vir ons moontlik. Die bloed van Jesus van Genesis tot Openbaring. In Openbaring 22 dink ek staan daar, en ons sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. As ons die bloed van die lam verstaan en dit toepas, dan oorwin ons en dan getuig ons daaroor. Sê die Here het my gehelp, die Here, dis die oorwinning, die bloed en die woord van ons getuienis. Ons is almal oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Dit voel nie altyd so nie. Ek wil julle aanmoedig en sê, kinders van die Here, ons is meer as oorwinnaars. Ons is oorwinnaars deur Jesus se bloed. Amen. Kan ons sê amen daarvoor? Goed, dit is wat die Here op my hart gelê het om met julle te praat vandag. Kom ons sluit net die oë. Here God, dankie vir die genade. Dankie Here dat U ons kerk wil laat groei. Ek wil bid Here dat U vir ons sal help en dankie vir elkeen wat hier is vanoggend. Ek bid dat U hulle sal seën. Ek bid dat U begeertes van hulle hart vir hulle sal gee, want by God is alle dinge moontlik. Dankie dat U ons liefhet met 'n ewige liefde. Dankie Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor elkeen van ons af. Amen. Voor julle loop, net soos ek vir julle gesê het, wanneer julle goedes in julle lewe het, en Jesus het gevra, wat wil jy hê? Dan moet jy daai goed gaan. Ontslae raak van. Hoe werk die bloed van Jesus? Jy moet die Here vra, Here, ek bid vir U, dat U bloed oor my gestort word en my reinig. Ek kan nie namens iemand anders te bely nie. Ek kan nie namens iemand anders te die bloed van Jesus, ek kan pleit vir die bloed van Jesus, maar jy self, jy broer en suster wat jy sit, jy self moet vra, Jesus, ek pleit die bloed van Jesus oor my af. So ek wil elkeen van julle net 'n geleentheid gee, daar waar jy is, hoor die Here, hoor jou, al kan jy in jou hart bid. Kom ons bid net saam, Here, ek wil saam met my broers bid, my susters en die kinders van die Here wat hier is. En ek pleit die bloed van Jesus oor my, en ek weet hulle is besig om die bloed van Jesus oor hulle self uit te pleit. Die bloed van Jesus wat hulle reinig. Here, ek wil bid dat hulle liggame gereinig word, hulle siel gereinig word, hulle gees gereinig word, en dat hulle gereinig sal wees, en dat die bloed van Jesus nooit sy krag verloor nie. Ek wil bid dat dit in hulle gees wakker gemaak sal word, hierdie woord, en dat ons dit gereeld doen, en sê, Here, die bloed van Jesus pleit ek oor myself, oor my vrou en my kinders, en ek bid dat U vir ons elkeen sal beskerm wat hier is vanoggend, beskerm teen die planne van die bose planne van die duiwel, en dat die beskerming, rondom beskerming om ons sal wees, en dat die bloed van Jesus 'n werklikheid in ons lewens sal wees, dat dit nie net 'n teologiese ding wees nie, 'n geestelike ding, en dat verander mense, Here, verander my, verander elkeen wat hier is, in Jesus se naam, amen en amen. Net soos julle sit, oë gesluit, daar's 3 soorte mense, julle weet nou wat gaan kom, ek gaan nou nie geld vra nie.
Baie pastore, hulle weet, nou gaan ons geld vra. Ek gaan nie geld vra nie. Ek gaan vra of jou saak reg is met God. Dis jou eie besluit wat jy moet neem. Elkeen wat hier so sit, sluit jou oë net en vra vir jouself as 3 soorte mense. Iemand wat al lank al op die pad is, wat die Here dien in gees en in waarheid, wat eintlik vooruit sien en sê, Here, kom haal my. Kom haal my, Here, ek is reg, ek soek die koninkryk van God, ek wil hê jy moet kom. Dan sal miskien iemand hierso wat op 'n stadium reg was, het die Here gedien en alles het goed gegaan, maar as gevolg van omstandighede, dinge wat gebeur het, goed is hy nie weer daar waar hy was nie. Ek wil bid vir jou ook, my broer en my suster. Kom terug na die Here toe, dis jou geleentheid hier vanoggend. Die Heilige Gees oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En as daar iemand is wat nog nooit sy hart vir die Here gegee het nie, die uitnodiging is ook vir jou. As daar iemand is wat sê, ek wil van sekere dinge ontslaa raak, ek het nie die krag daarvoor nie, maar ek wil bid dat die Here my die krag sal gee, vandag in hierdie plek, ek gaan uitstap hierso, en daai goed gaan agtergelaat word. As daar sulke mense is, terwyl almal se oë gesluit is, wil ek net jy moet jou hand opsteek en sê, pastoor, jy praat nou met my, die Here praat nou met my. Steek op jou hand, laat ek sien. Moenie skaam wees nie. Dankie vir die hande wat opgaan. Die Here sien jou hand, die Here sien julle hande. Julle kan julle hande laat sak. So ek het 'n ander manier hoe ek werk deesdae. Die wat julle hande opgesteek, ek het gesien, die Here het gesien. Ons is nie 007 geheime mense nie. En ek wil hê as ek afsluit, dat elkeen van julle wat julle hand opgesteek het, na vorentoe kom, dat ons vir julle gebid. Is dit reg? Het julle die diens geniet? Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Kom ons sê dankie vir die Here. Nou, julle sien ek raak nou eers wakker nie, warm. Eintlik wat ek ook vandag wil sê, baie dankie. Ek het lekker vakansie gehou. En ek wil vir Dion en vir die mense wat hier gebly het, dankie sê vir die huis wat hulle die dak laat verf het. Ek wil vir Jaco en vir Enrico wat hier gepreek het. Ek het geluister op die ding. Dankie Enrico, is 'n baie mooi preek. Jaco se afwesigheid, baie dankie. Moet ons wat hier is, met hierdie span, kan ons die kerk vorentoe vat en die kerk volmaak en die kerk sal nooit toegaan nie in die naam van Jesus. Ek verklaar dit, ek profeteer dit. Die kerk gaan groei, die kerk sal nooit toemaak nie. Want ons het ons besluit dat ons sal eenheid bewerkstellig hier. Ons gaan die Heilige Gees toelaat. Ek het gehoor van 'n man wat buitekant 'n kerk gesit het. Party kerke sê mos jy moet 'n suit aan hê. Ander kerke sê nee, jy moet 'n sekere kleur en geur wees. En 'n man wat nie 'n suit gehad het nie, en hy was ook nie van die kleur en geur nie, het buite die kerk gesit. En toe kom maar iemand na hom toe, hy sê, wat is fout? Hy sê, ek wil so graag begeer om in hierdie kerk in te kom, maar ek kan nie inkom nie, want my kleur en geur en my suit is nie reg nie. En jy weet nou met die man gekom, die Heilige Gees. En die Heilige Gees sê vir hom, jy weet, ek wil ook graag in hierdie kerk kom. Maar die kerk verhinder my om in die kerk te kom, as gevolg van dit. Kom, kinders van die Here, kom man, kom laat ons nie so wees nie. Laat ons die Here se Gees toelaat in die kerk. En dit is hoekom baie keer dit nie goed gaan met die kerk nie, want as jy nie die Heilige Gees toelaat nie. As jy inkom, dan moet jy voel die Gees is hier, jy moet welkom wees, maak nie saak wie is nie. Almal is welkom, elkeen. Die Here het gesê, die Jood, die Griek, die nie Jood nie, die vryman, die slaaf, almal is welkom. En julle moet mense nooi, ons moet mense nooi. Watter mense moet kerk toe kom? Jesus het self gesê, ek het nie gekom die wat genees, ek het nie gekom vir die heiliges nie, ek het gekom vir die sondaars. Die sondaars moet kerk toe kom. Wel, ek is nie meer 'n sondaar nie. The things I used to do, I do no more. Maar ek is hierso, en ek wil graag, want ek weet waar ek was en ek weet waar ek nou is. Dis die doel van die kerk, een van die doel van die kerk, om mense wat die Here nodig het, te sê, dankie. Ontvang die seën van die Here, en die ander mense, ek wil graag my vrou vra, en Roekie en jou vrou, om te kom help asseblief hierso. Dankie. Kom ons bid. Nakkie, welkom daar, ek sien die loer daar van bo af. Ons moet ook vir Nakkie bid. Jong, ek het nou weer baie goed op my hart.
Iemand het my gevra van, ek dink 'n 6-jarige kind hier in die area, 6 jaar oud, loop nog met doeke. In ons area, 6-jarige ouwe kind wat met doeke loop. Ons kry mense wat hier is, hulle gaan nie skool toe nie. Dankie vir die welsyn. Dis ook waarvoor die kerk is. Kom ons bid vir daardie mense, kom ons kyk wat aangaan. Ek hou van Afrikaans, ek is lief vir Afrikaans. Ek het nou die dag 'n gedig gelees van 'n man wat sê ek gaan nou regtig afsluit. Hy sê hy's 'n skaapboer, 'n skaapboer. En hy skryf daar, hy sê, en ek is moeg vir die kerk. Ek is kwaad vir die kerk. Ek hou nie van die kerk nie. Maar ek is lief vir Jesus. En die kerk het my ongelukkig gemaak en ek voel soos 'n skaapooi. Want partykeer dan voel ek hier binnekant in my skop iets. En dis 'n lammetjie wat besig is in my. Hy ken skape en hy kan weet hoe 'n skaap voel wanneer 'n lammetjie binne in hom skop. En dis ook deel van die bloed wat in hom is. En in elkeen van ons kinders van die Here mag dit so wees dat dit ook in ons skop. En ons moet regtig waar bid. Hier's regtig waar baie mense en baie teologiese mense wat moet baie goed kom. Hulle wil nie meer kerk toe gaan nie. Hulle is moeg vir die kerk, hulle is kwaad vir die kerk. Is die kerk onskuldig? Is die kerk onskuldig, my broer? Is hy onskuldig? Nie altyd nie. Kom ons maak seker dat ons seker is dat ons nie onskuldig is nie. Want die lammetjie skop in die ooi se maag, want hy wil geboorte gee. Dis waar ons is. Amen. Ontvang die seën van die Here en elkeen wat sy hand opgesteek het, kom asseblief na die bidkamer toe. Koos asseblief. Kom ons ontvang die seën van die Here. En die wat ook nie hulle hande opgesteek het nie, julle is welkom. Asseblief man, maak seker. Wie het jou hand opgesteek, broer? Ek soek jou ook in die bidkamer. Ek gee jou opdrag om te kom. Jy moet kom, né? Alraai, dankie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en teenwoordigheid van God se Gees met elkeen van julle wees. Mag hierdie 'n week wees van guns, van goedheid, van genade, van besluitneming en laat die bloed se werking in ons harte posvat en dat ons weet dat ons vrygekoop deur die bloed van Jesus. Dankie Here vir dit wat U doen. Dankie Here dat ek kan profeteer wat die woord van die Here sê. Dis niks met my uit te waai nie, maar die woord van die Here sê my woord sal nooit ledig terugkom nie en dit sal bereik wat dit moet bereik en dit sal so wees in die naam van Jesus en die gemeente sê amen. Amen.